Goeiedag, dit is my voorreg om vandag die woord te bedien op hierdie Woensdag van Paasweek. Nou, ons is nie heeltemal seker wat op daai Woensdag gebeur het van Paasweek nie. Wat ons sommiges beweer dat Jesus en die disippels besig was met voorbereiding vir die Paasmaaltyd. Nou, maar waarop ek wil fokus vandag is 'n oomblik by die laaste maaltyd. Daar was 'n oomblik op daai donderdag aand waar Jesus vir Judas identifiseer as die een wie hom sou verraai het. Nou ek wil net vir ons lees uit Johannes 21 uit, vanaf vers 21 tot 25. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan die tafel gesit. Simon Petrus bedui toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wie Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant toe en vra vir hom: "Here, wie is dit?" Nou in 'n gesprek laasweek toe hoor ek die mees ongelooflikste ding van hierdie gedeelte. En dit is die feit dat tot op met hierdie stadium het Jesus het geweet dat Judas die verraaier sou wees, maar toe Jesus sê een van julle sou my verraai het, gaan my verraai, kyk al die disippels verslaan na mekaar toe en wonder wie dit is. Selfs die disippels wie Jesus liefgehad het vra: "Here, wie is dit?" En wat so opvallend is die feit dat Jesus tot en met hierdie stadium geen aanduiding gegee het dat Judas die een is wie hom sou verraai het nie. Selfs al het Jesus geweet dat Judas die een sou wees wie hom gaan verraai. En dit sê soveel oor Jesus se karakter dat Jesus nie Judas uitgesonder het, selfs wetend dat Judas hom in die toekoms gaan verraai en teleurstel selfs. En ons sien dat Jesus hom geensins uitgesonder het of anders hanteer as die ander disippels nie. Hy het Judas met dieselfde liefde en dieselfde genade en dieselfde respek hanteer soos wat hy al die ander disippels hanteer het. Die enigste een wie geweet het, Jesus, die enigste een wie geweet het dat Judas die verraaier sou wees, die een wie hom sou verraai, is die een wie hom nie uitgesonder het, die een wie nie hom anders hanteer het nie, maar met dieselfde liefde hanteer het. En selfs hierdie persoon wie hom sou teleurstel en is die persoon wie hy genooi het na dieselfde tafel toe, om dieselfde tafel te kom eet en selfs sy voete gewas het. En dalk is dit vandag dat jy iemand in jou lewe uitsonder en uitgesonder het en kant toe gestoot het of anders hanteer as gevolg van die foute wat hulle gemaak het, jou teleurgestel het. Dalk is dit iemand wie jy moet vergewe. En ons vergewe nie noodwendig omdat hulle dit verdien nie. En dalk is dit nodig om dat hulle dit verdien nie, maar om Jesus se liefde, dieselfde liefde wat hy vir ons gewys het, 'n liefde wat nie verdien kan word nie, aan hulle gee. En ek bid werklik waar dat hierdie Paasweek herinnering kan wees van sy liefde, sy groot liefde aan die kruis, en dat ons ook ons hierdie uitnodiging wat Jesus vir ons het sal aanvaar, om te lewe soos wat Jesus geleef het. Om 'n hart te hê vol liefde, wat selfs wanneer iemand ons teleurstel of gaan seermaak, dat ons nie hulle sal hanteer of uitsonderings maak om hulle anders te hanteer nie, maar hulle met liefde en dieselfde liefde te hanteer as wat Jesus ons hanteer het. En ek bid dit net uit elkeen wat hierdie boodskap vanoggend hoor en kyk, en ek bid werklik waar dat die Here net met jou sal wees hierdie week. Ek bid alles in U naam alleen. Amen.